Baie welkom as jy na ons oujaars nuwejaarsdiens kyk op Facebook of YouTube. Dit is vir party mense meer gerieflik op die ou jaar, baie bewus daarvan dat ons op die drempel staan van 'n nuwe jaar. Party mense het vanaand allerlei verpligtinge en kyk dalk eers môre of oormôre of wanneer ook al. Maar dis die gerief van Facebook en YouTube. Van ons hier in die gemeente, veral ek en Dominee Werner, baie seën vir die jaar wat voorlê. Ons is dankbaar dat ons saam die jaar kan ingaan. Kom ons word saam stil en dan bid ons. Here, by hierdie geleentheid pas dit dat ons sal dankie sê. Baie dankie vir 2025 met al sy uitdagings, met al sy geleenthede en dat ons daarop kan terugkyk en weet U was by ons elkeen. Partykeer in verskriklike moeilike omstandighede, maar dankie dat daar ook groot vreugdes en hoogtepunte en so meer was. Belangrikste van alles is dat ons weet, ons behoort aan die Here. Here, en dan nou so op die vooraand van 'n nuwe jaar, 'n baken, 'n grens wat ons oorsteek, wil ons ook weer kom hoor wat sê U woord en watter beginsels kan ons dalk toepas in die praktyk by hierdie oorgang tussen 2 jare. Ons gebed is natuurlik in die naam van Jesus Christus, in afhanklikheid van U en op grond van U oorwinning. Hoor ons asseblief. Amen. Ek begin in my inleiding met 'n waarneming, en dit is dat die media, verskeie vorms van die media, maak op hierdie stadium van die jaar baie gebruik van politieke ontleeders. Nou, ek moet sê, ek het die grootste respek vir politieke ontleeders en gewoonlik baie kundige mense, en ek moet sê, hulle kan die politieke landskap dikwels baie goed lees en interpreteer. En dan kan hulle sekere toepassings maak, ook toepassings vir die jaar 2026. Maar ek wil baie sterk beklemtoon dat hierdie politieke ontleeders maak vooruitskouings, nie voorspellings nie. Daar's 'n baie groot verskil. Voorspellings kan 'n baie negatiewe konnotasie hê, maar vooruitskouings gebaseer op feite is heeltemal iets anders. Dan die politieke ontleeders se werk oorvleuel baie sterk met die van kenners van die ekonomie. En daar is mense wat die ekonomiese landskap baie goed kan lees en interpreteer, en vir hulle het 'n mens ook die grootste respek. Maar baie dikwels val die oorvleuel die politieke ontleeders en die finansiële ontleeders se interpretasie van hierdie twee landskappe baie sterk met mekaar. Nou dit inleidend. Dan in die eerste hoofpunt wil ek sommer net 2 breë opmerkings maak oor hierdie kenners, of dan nou op politieke of finansiële terrein is of beide. Die eerste opmerking, sommige mense wil hierdie kenners indeel in groepe. Byvoorbeeld, om te sê, sommige is pessimiste, sommige is optimiste en sommige is realiste. Nou dit gaan nie net vir die kenners nie. Baie keer wil 'n mens mense om jou en hulle uitsprake ook so interpreteer en mense in kategorieë plaas. Nee, hierdie ou is 'n pessimis, daai ou is 'n optimis en daai ou is 'n realist. Ek wil net sê, wat my aanbetref is dit nie so eenvoudig om hierdie duidelike kategorieë te skep nie. Want een van die dinge wat ek al gehoor het is dat sommige mense beskryf 'n pessimis as 'n optimis wat ervaring opgedoen het. En ek dink baie van ons kan daarmee identifiseer. 'n Optimis wat ervaring opgedoen het. En dit bring ons daarom seker in baie gevalle eintlik by realisme, wat geweldig belangrik is. Dan 'n tweede opmerking oor die kenners. Dis baie interessant as mense na hulle luister, dat aan albei kante van die spektrum, meer pessimisties of meer optimisties, is dit tog so dat wanneer hierdie kenners praat, hoor mens dat hulle sien almal beide raak.
die positiewe en die negatiewe. En ek dink 'n mens moet baie realisties wees oor sekere probleme. In ons land is daar op die oomblik ernstige probleme en dinge wat baie bedreigend is vir ons toekoms. En ek gaan nie die lys van alles noem nie. Ek bedoel, ons ken hierdie goed. Of ek nou praat van die paaie of die kragvoorsiening of wet en orde wat nie gehandhaaf word nie, korrupsie. Dis nie nodig om weer die hele lys te noem nie. Ek dink ons is realisties genoeg om te weet daar is ernstige probleme. Maar as ons mooi dink en as ons luister na die kenners, dan hoor ons saam met die negatiewe wat hulle uitspel, dat daar dikwels ook klem gelê word op sekere aspekte van hoop. Dinge wat op die oomblik beter is as wat dit 'n jaar gelede was. En ek wil nie op daai details ingaan nie. Dis nie nodig nie, maar daar is goed wat beter is as wat dit 'n jaar gelede was. Ek sal eerder by hierdie geleentheid wil stilstaan by die vraag: hoe beïnvloed die vooruitsigte vir my en jou? Ek herhaal, hoe beïnvloed die vooruitsigte vir my en jou? Hoe affekteer dit die manier waarop ons praat en dink en voel en ons gemoedstoestand en so meer? Maak dit vir ons moedeloos? Maak dit ons negatief? Wek dit by jou miskien vrees, sterker gestel as net negatief? Of hou jy tog moed midde in die realiteit van ons situasie? In 'n tweede hoofpunt, ek wil graag 'n paar aanknopingspunte gaan soek in die situasie van God se verbondsvolk Israel net voor hulle intog in Kanaan. Die volk is verlos uit Egipte, het die 40-jarige periode in die woestyn beleef, en hier in Numeri 13 en 14 lees ons dat hulle staan nou eintlik op die drempel van hierdie intog in wat beskryf word as die beloofde land. En ek sê ek wil 'n paar aanknopingspunte daar gaan soek. Definitief nie is gelyk aan tekens sit tussen die situasie toe en ons situasie nie. Maar kom ons kyk na die aanknopingspunte of raakpunte. Ek gaan dit wat daar gebeur, wat ons lees in Numeri 13 en 14, onder 'n paar subhoofies indeel. Die eerste subhoofie is die opdrag, en dit is baie belangrik. Kom ons lees die Here se opdrag in Numeri 13 vers 1 tot 3. Die Here het vir Moses gesê: stuur manne om Kanaan, wat ek aan die Israeliete sal gee, te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is. Op die bevel van die Here het Moses hulle toe van die Paran-woestyn af uitgestuur. Al die manne was leiers onder die Israeliete. Dan kan ons die name van die 12 verspieders of verkenners lees, wat ek nou gaan oorslaan, jy kan dit self lees. Tweedens wil ek vir 'n oomblik reflekteer oor die doel van die verkenning, want dit is baie, baie belangrik. Ek dink, as ek dink hoe ek groot geword het en soort van idees wat mense in jou kop gehad het, persepsies, dan was dit dat die 12 verspieders uitgestuur is en dat op grond van hulle verslag, naïef gestel, Moses hulle 'n besluit sou moes neem of hulle die land gaan, die intog gaan doen of nie, maar dit is glad nie korrek nie, en dit is my geweldig belangrik. Die doel van die uitstuur van die verkenners is nie om te besluit of hulle die land gaan ingaan nie, maar om voorbereid te wees. Ons moet baie duidelikheid daaroor hê. Die Here het die opdrag gegee en die Here het die belofte gemaak dat hulle die beloofde land sal ingaan en dat hy dit aan hulle sal gee. Ek wil dit op 'n baie naïewe manier vergelyk met die ingaan van die nuwe jaar. Ek en jy besin nie vanaand of môre of wat ook al oor of ons nou die nuwe jaar sal ingaan op grond van die positiewe of die negatiewe in ons land nie. Dis 'n gegewe. Ons, as daai oorlosie vanaand ons tyd
12 uur slaan, dan begin 2026 en ons is daarin met wat ook al op ons wag. Ek sê die doel van die verkenning was dat hulle voorbereid kon wees. Kom ons lees dit in Hoofstuk 13 vers 17 tot 20. Moses het hulle gestuur om Kanaan te verken en vir hulle gesê: trek deur die suidland en op na die bergwêreld toe, bekyk die land, hoe dit is, en of die mense wat daar woon sterk of swak, min of baie is, of die land waarin hulle woon goed of sleg is, en of die mense se stede oop of versterk is, of die grond vrugbaar of skraal is, of dit bome het of nie, doen julle bes om van die land se vrugte saam te bring. Dit was juis die tyd van die eerste ryp druiwe. Natuurlik lees ons daarna in die volgende verse dat hulle toe gegaan het, hierdie 12 manne, 12 verspieders, en hulle het die land gaan deurkyk en beoordeel. Dan tel ons die verhaal op by vers 26, waar die verspieders terugkom en verslag doen. En het is baie interessant dat die 12 dan nou nie 'n eenparige verslag lewer nie, maar wat ons kan noem 'n meerderheidsverslag deur 10 en 'n minderheidsverslag deur net 2 van die 12. Maar kom ons lees dit soos dit daar staan van vers 26 af. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paran-woestyn aangekom. Daar het hulle aan Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê: ons het in die land gekom waarheen U ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing, en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, die Hetiete, Jebusiete en Amoriete in die bergwêreld, en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. Caleb het egter die manne wat met Moses praat stilgemaak en gesê: ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het gesê: nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. En die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê: die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien. Die Enakiete stam van hulle af. Ons was so sprinkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Dan 2 belangrike opmerkings oor hierdie verslag. Die heel eerste is, beide, die wat positief is en die wat negatief is, die meerderheidsverslag en die minderheidsverslag. Beide sien die positiewe en die negatiewe in die land raak. Nie een van die twee kom terug met net 'n eensydige prentjie nie. Albei praat van die vrugbaarheid van die land, loop oor van melk en honing, bring van die vrugte terug. Ons ken die storie uit ons kinderdae uit van die druiwe tros wat gedra is deur 2 manne op so 'n balk en so weer. So beide sien die positiewe en die negatiewe, maar die impak van dit wat hulle gesien het, is verskillend op hulle. Op die wat die minderheidsverslag lewer, is die impak: ons kan dit doen. Basies, ek gaan dit hervertaal, ons moet die Here se opdrag uitvoer en ons moet hierdie land ingaan. Ons kan dit doen. Die groep wat die meerderheidsverslag lewer, die impak op hulle is, al het hulle die positiewe en die negatiewe gesien, nee, ons kan nie.
Die taak is te groot. Dis onmoontlik. Ons kan dit nie doen nie. Dit bring ons by die derde hoofpunt. Die volk is nou verskriklik negatief, maar uiteindelik kom Moses en Aaron en Caleb en Joshua sluit by hulle twee aan en hulle lewer 'n pleidooi en 'n motivering vir die volk. En dit is 'n baie belangrike boodskap. Kom ons luister daarna soos dit staan in hoofstuk 14, vers 5 tot 9. Moses en Aaron het toe voor die hele vergadering van Israeliete, wat daar saam was, op hulle knieë geval. Ook het Joshua, seun van Nun, en Caleb, seun van Jefune, manne wat saam die land verken het, hulle klere geskeur en vir die hele vergadering Israeliete gesê: Die land wat ons gaan verken het, is 'n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. Hierdie boodskap basies in 'n neutedop, ja, daar is uitdagings, maar hou rekening met God. Hierdie intog is nie die idee van mense nie die volksinisiatief nie. Dit is 'n reaksie op die gawe, die genade en die opdrag van God self. Kom ons kyk in 'n vierde hoofpunt, na ons eie situasie. Ons mag realisties wees, ek wil so ver gaan as om te sê, ons moet realisties wees, oor die negatiewe en oor die verkeerde in die land. Daar is 'n magdom van dinge wat verkeerd is en uiters kommerwekkend is. Ons hoef nie net realisties daaroor te wees nie, ons mag ook eerlik daaroor wees. Maar ons moet ook sekere dinge doen. Ons mag en moet planne beraam. Ons moet strategieë beplan. Ons mag druk plaas op die regering en regeringsorganisasies. Ons mag sektore in die regering wat nie werk nie, en wat nie hulle verantwoordelikhede nakom nie, mag ons uitwys en aanvat. En is 'n realiteit dat burgerlike organisasies in ons land soms baie effektief kan wees. Jy hoef nie net druk te plaas vanuit 'n politieke oord nie. 'n Verkiesing is nie jou enigste manier om jou stem te laat hoor nie. Daar is geweldig baie plek vir burgerlike organisasies en ons as gewone burgers om hande te vat en die probleme aan te spreek. En dan wil ek so ver gaan as om te sê, sekere goed gaan ons self moet doen. Ek noem 'n enkele voorbeeld. Daar's nou inisiatiewe en mense kan verskil daaroor. Daar's inisiatiewe by kerke om begrafplase, byvoorbeeld met die hulp van 'n klomp vrywilligers, te gaan skoonmaak, te gaan netjies maak, die gras te sny. Wat ook al. Dis 'n enkele voorbeeld van waar mense inspring en self iets doen. Slaggate is 'n tweede voorbeeld. Nou gaan my nie uitlaat oor die meriete daaroor en die probleme daaraan verbonde en so meer nie. Ek fokus net op die feit dat ons sekere dinge self kan doen en sekere goed self sal moet doen. Maar, en dit is uiters belangrik, met watter gesindheid en gesteldheid doen ons dinge? Ek wil die volgende noem. Moenie net op die negatiewe fokus nie. Ek herhaal, daar's baie negatiewe. Dis 'n feit. Maar moenie net op die negatiewe fokus nie. Sien ook die positiewe. Praat oor die positiewe. Ek wens ons kan 'n tendens in die media begin
om mooi stories oor te vertel. Goeie stories van waar mense mekaar help, bystaan, beskerm, tegemoetkom. Nie net waar mense mekaar aanval en doodmaak en beroof en so meer nie. Daardie positiewe klimaat bestaan nie in die media nie. Ons kan daaraan werk. Maar dan kom ons by die belangrikste van alles. Hou rekening met God. Hou altyd rekening met God. Kom ons doen in hierdie nuwe jaar die volgende voortdurend. Die ene is, kom ons bely ons afhanklikheid van God gereeld. Tweedens, kom ons maak baie meer van gebed. Kom ons bid individueel en in ons gemeente meer vir ons land, vir onsself en vir ander mense. Ek wil afsluit. Deur Jesus Christus is ons God se kinders. Is ons deel van sy geestelike verbondsvolk. Kom ons werk asof alles van ons afhang en kom ons bid asof alles van God afhang. Amen. Gebruik die gerus die geleentheid om die pausknopie te druk en daar waar jy is of in stil gebed te verkeer of as gesin miskien 'n paar geleenthede te gee vir hardop gebede. Here, ons staan hier aan die vooraand van die oorgang na 2026. Ons bely ons afhanklikheid van U. U is die lewende God, die enigste God, die skepper van die heelal, die verlosser Jesus Christus en God, die Heilige Gees, wat uitgestort is om ons te leer en te lei in die waarheid. Ons is U kinders, maar as kinders is ons absoluut afhanklik van U. Maar Here, nou wil ons bid dat U daardie besef van afhanklikheid ook sal dit oorvloei in 'n besef van dat ons verantwoordelikheid moet nakom, dat ons planne moet maak, dat ons inisiatief moet neem, dat ons hande moet vat en dat ons saam hierdie nuwe jaar en die uitdagings tegemoet sal gaan in U naam. Dankie Here Jesus dat U Uself reeds bewys het as die oorwinnaar oor alle magte en kragte, die oorwinnaar selfs oor die greep van die dood. Ons wil met ons hand in U hand ook hierdie jaar ingaan. U ken ons land, U ken al die uitdagings hier. U ken ons wêreld, U ken al die verkeerd daarin. U ken ons persoonlike lewens en omstandighede met alles wat daarin uitdagings is. Wees ons asseblief genadig. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die seënende teenwoordigheid van God die Heilige Gees bly by jou. Amen.